Goed, ons is by die 4de brief aan die gemeente van Thyatira in Openbaring hoofstuk 2 en ons lees daar vanaf vers 18 tot en met vers 29. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira: Dit sê die Seun van God, wat oud soos 'n vuurvlam aan sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werke en liefde en diens en jou geloof en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee, om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op jou geen ander las lê nie, maar hou maar net vas wat jy het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee, wie oor het om te hoor, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Goed, so kom ons kyk, wat kan ons hier uit hierdie gedeelte uitkry wat die Here vir ons openbaar, en ek wil dit baie duidelik maak, dat die openbaarmaking van die woord van God kan net deur Jesus Christus gedoen word, want hy is die een met al die mag en die gesag in hemel en op aarde. Dis wat hy vir sy disippels gesê het, en dit is hoe dit is. En daarom kan nie een van ons aanspraak maak op die feit dat as die Here homself aan jou openbaar, dat jy iets daarmee te doen het nie. Dit gaan alles oor, is jy bereid om in elke opsig onder sy gesag jouself te stel en toe te laat dat hy werk wat hy wil werk en dat jy nie fabriseer wat jy wil nie. Goed, so kom ons kyk, dit sê die Seun van God wat oud soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Nou, ons het al gepraat oor Jesus se voete. Dis een antwoord wat ons as gemeente nog nie gekry het, is wat verteenwoordig die voete van koper? Ons het nog nie daai openbaring gekry nie, en daarom gaan ek dit nie eers probeer om iets daaraan te koppel. Dit is maklik om iets daaroor te sê, en 'n mens kan baie maklik sê, ja, dis wat dit beteken, en dis blink, en dis gereinig, en dis uitgesuiwer, en ons kan al daai goed sê, maar ons kan nie met sekerheid sê dis wat daar staan nie. Sy oë is soos 'n vuurvlam. Nou, die oë, en dit kan ons sê, die 7 geeste is die 7 oë. En nou moet 'n ou sê, so wat beteken dit? So die oë is dit wat deursoek. Die oog deursoek. En die vuurvlam van die oog is om, want die woord van God, soos wat ons in die vorige opname gesê het, gaan oor, dis soos 'n tweesnydende swaard, wat beteken dat jy kan die woord van God vanuit menslike vleeslikheid interpreteer en dit op daai manier aanbied, maar wanneer hy praat, dan moet sy gees, wat die oë is, moet die woord van God vat, en dit moet brand wegskroei, wat nie van hom af is nie. Met ander woorde, die vleeslikheid, dis hoekom hy praat van dat die mens is soos gras. En ek dink nou sommer, ek het nie nou dit in my voorbereiding, maar ek dink sommer aan Maleagi, die laaste boek van Maleagi, wat sê,
Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat daar vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vlees wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. En kan jy sien dat hy sal word soos 'n stoppel, en dit is waaroor die brand gaan, die oë soos vuurvlam. En dan sê hy in vers 19, ek ken jou werke, en liefde, en diens, en geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Nou kan ou sê werke, ja, so werke van geloof, of werke van geregtigheid en werke van ongeregtigheid. Maar dis nie, want ons moet kyk na die volgende vers, wat sê maar. So, hierdie twee werke is al twee in die positiewe lig beskou. So Jesus sê, ek ken jou werke, en dan sê hy, en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid, en jou werke, dan sê hy weer jou werke, maar dan sê, en die laaste is meer as die eerste. Jou laaste werke is meer as jou eerste. Nou moet ons gaan kyk, wat is, en nou kan jy gaan kyk in die Engelse vertaling, waaroor gaan the first and the last, in terme van werke. Jou eerste werke is protos, en jou laaste werke is eskatos. Nou, wat is die verskil tussen protos en eskatos? Protos is die evangelie soos wat Christus dit aangebied het vir ons. Met ander woorde, dit is die eerste deel van die evangelie wat Jesus vir ons gebring het. En soos wat die woord van God aanloop, kom jy by eskatos uit, en eskatos, soos wat ons almal nou dit ken in ons dag, is waar die woord eskatologie van afgelei is. Met ander woorde, die laaste werke, so wat sê die Here hier? Hy sê, jy fokus te veel om te probeer uitfigure waaroor gaan die eskatologie, hoe gaan die eindtyd uitspeel? Hoe gaan, en ons het baie sulke mense, veral in die tyd waarin ons leef, mense fokus op die laaste werk, hulle is die hele tyd besig om te probeer bepaal, wanneer kom Jesus terug, en hoe gaan die eindtyd lyk, en wie gaan waar inpas in die eindtyd, en dan begin hulle te fokus op die wegraping in die laaste 7 jaar, en die groot verdrukking, en al die goeders wat hulle kwytraak. En dan hou hulle op om te kyk na die res van die evangeliese boodskap wat Jesus gebring het, en dit is en dit gaan oor die verlossingswerk wat Jesus gedoen het. Dit is die protos. Hy het 'n verlossingswerk kom doen. Hy het gekom om jou en my te bevry van godsdienstigheid, van die godsdienstige werke waarin ons so vasgehou het in die verlede, en hy wil ons vernuwe in die beeld van homself. En dis wat hy sê, en dis dieselfde beginsel. En ons het vroeër in die begin van toe ons met Openbaring begin het ons op 'n stadium gaan kyk na die skrif ek dink dit is in Jeremia 2, wat sê, Jeremia 2 vers 2 sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Want wat is dit? Dit is die protos. Dit is, en wat die woord hier vir ons probeer sê is, moenie dat jou werke, en alhoewel ons nou met Openbaring werk, wil ons nie onsself vang, dat ons nou net op die eindtyd, ons is nie besig met die eindtyd dinge en die eskatologie nie. Die eskatologie is deel van die evangelie, maar dit is nie die kern van die evangelie nie. Protos
is die kern, die eerste werke. Jy moet hou by die eerste werke. Jy moet, wanneer jy met die woord werk, moet jy altyd besig wees met die basis en die oorsprong van die evangelie, wat die fundament is van die evangelie. En ons kan nooit wegbeweeg want dit is om weg te beweeg van Christus af. En ek het al hoeveel keer gesien, hierdie eskatologiste, hulle is so vasgevang in eskatologie, dat hulle lankal Christus verloor het in die proses, want dit gaan net om uit te probeer werk, wanneer kom hy en hoe gaan hy kom en wat gaan hy doen en wat gaan hy nie doen nie en wat gaan die toestand van die wêreld wees en alles, ons fokus so op die laaste. Goed, vers 20. En dit is hoekom ek weet eerste en laaste is aan mekaar verbind in 'n goeie, dis positief, want hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou. So dit is, met ander woorde, nou sê hy, dis positief dat jy met die eerste en die laaste werke besig is. Maar, in die Engelse vertaling sê, notwithstanding, nie teenstaande, sê hy, ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Nou die hoereer en afgodsoffers het ons gekry by dit wat Bileam vir Balak geleer het, dit gaan jy kry by die Nikolaïte, so al die verskillende leringe lei daartoe dat mense weghoereer van die bruid van Christus af, met ander woorde, die vrou van Christus is die liggaam van Christus wat die bruid is. Die hoerery is hulle wat in vals evangelies betrokke raak, dis afgodsoffers, hulle raak in die evangelie betrokke wat nie die waarheid is nie, en dan begin hulle allerhande afgodsoffers te eet. Begin hulle enige lering te glo wat vir hulle aangebied word. En so, hier is 'n vrou, haar naam is Isebel, of dit word na haar verwys na Isebel, maar ek weet, dis 'n lyn wat ek trek, maar, en ek wil vir jou baie duidelik stel, as jy nie dieper gaan werk met die woord nie, dan is jy geneig om te mis wat hier staan, want dit klink amper asof dit nie moontlik kan wees dat hierdie einste Isebel te doen het met Lydia die purperverkoopster. Hoe weet ons dit is eintlik na Lydia wat hier verwys word? Want Lydia, en ons kry dit in Handelinge 16, sien ons in vers 14, Handelinge 16 vers 14, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira. Nou, wat is die probleem met Isebel? Isebel is een wat beheer vat. Sy's 'n vrou van beheer, en dit sien ons reg terug, en jy moet dit terugvat. Waar kom ons aan Isebel? Ons kom aan Isebel, dis die vrou wat profete gehad het, wat onder haar gesag gestaan het, in die tyd van Elia. En ons weet wat daar gebeur het, en Elia wat Isebel se profete opgeroep het en gesê, kom julle nou maar, en dan gaan ons 'n vuur aansteek voor God, julle gaan tot julle God bid, om hierdie altaar aan die brand te steek, en ek gaan tot my God bid, en dan weet ons wat daar gebeur het, al haar profete het hulle self gesny, en tot God, hulle afgode gebid, en daar het niks gebeur nie, en dan het hy emmers water uitgegooi oor die altaar, en hy het gebid, en God het die altaar aan die brand gesteek. En dan het hy die volk opgekommandeer en gesê, slaan julle al hierdie profete dood, en hulle het oor die 400 of oor die 800 profete op daai dag het hulle doodgemaak. Al Isebel se profete. Nou hierdie is dieselfde beeld. Maar hoekom trek ons die lyn dat hierdie Lydia, want die eerste sleutel is, Lydia was van Thyatira. Hierdie brief word aan Thyatira geskryf. Lydia het 'n baie sterk
aanspraak gemaak in haar tyd. 'n Vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster, so sy dryf handel. Sy is in die man se wêreld besig om purper te verkoop. Nou purper was 'n baie duur produk in hulle tyd gewees. Hulle het 'n sekere mossel gedelf en hierdie mossel het 'n ink in hom gehad wat hulle die mossels se ink uit die mossels uitgehaal het en daarmee het hulle 'n pers kleurstof gemaak en dit het hulle gebruik om die royalty, die ouens van royalty se klere het hulle gekleur, hulle togas en hulle goed wat hulle gedra het hulle gekleur met hierdie pers ink wat hulle van die mossels afgeoes het. En so Lydia het skouers geskuur met royalty. En dan sien ons, sy was 'n godsdienstige vrou, en die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê het, en toe sy en haar huisgesin gedoop is. Jy sien, sy en haar huisgesin. Nou, is 'n gevaarlike ding, want dit klink amper asof sy die hoof van die huis is. Sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring, jy sien sy is opdringerig, en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar, en sy het ons gedwing. Nou wil ek weer sê, ek sou gedink het, dit is die rol van die man om te besluit, of daar 'n klomp manne in hulle huis sou kom woning inneem, en sy sê, en sy het hulle gedwing, en so sy is op 'n manier very pushy. En dan sien ons aan die einde van hoofstuk 16, vers 40, en dan sien ons, hier's 'n hele ding wat afspeel, en Paulus hulle word in die tronk gegooi, en alles, en nadat hulle in die gevangenis verlaat het hulle na die huis van Lydia gegaan, en hulle het die broeders gesien, en hulle bemoedig en weggegaan. So hulle gaan toe terug na Lydia toe, want Lydia was, maar nou sien ons hier, Thyatira het 'n Isebel gehad, en sy het haarself 'n profetes genoem. Want jy sien, dit is hoe die vyand werk. Lydia is 'n leidster, sy's een wat beheer vat, dit lyk asof sy haar gesin op beheer het, sy het haar man beheer, en sy het hierdie klomp apostels, het sy gesê, julle kom bly by my, julle glo mos ek is 'n vrou van God, en dan sien ons, dit, omdat sy uit haar plek beweeg het, die rol van die vrou is nie dominant nie, dan sien ons, okay, skielik hop dit uit dat sy haarself 'n profetes noem. En sy leer die diensknegte om te hoereer en afgodsoffers te eet. En dan sê in vers 21, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Want jy sien, die oomblik as die vrou uit haar plek uit beweeg, dan is, want die woord is duidelik daaroor, en ons gaan nie, ek hoef nou nie daai hele gesprek te hê oor, wat is die rol van die vrou in die gemeente nie, maar dit is definitief nie in 'n leiersposisie nie, dit is definitief nie in 'n beheerposisie nie, inteendeel. Daar's genoeg skrifte, 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 11, 1 Timoteus 2, 1 Petrus 3, almal wat sê, die rol van die vrou is in 'n onderdanig eerstens aan haar eie man, en daarna ook volgens 1 Korintiërs 11, haar posisie in die gemeente is, sy word onder die gesag van die man gestel. Christus is die hoof, die man is onder Christus en die vrou is onder die man. Daar's nie twyfel daaroor nie. Maar wanneer 'n vrou uit haar plek uit beweeg, dan raak sy dominerend en sy begin mense te mislei. Want dis wat die woord hier sê. Sy het my diensknegte verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En dan sê hy in vers 21, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Met ander, hoe gee die Here tyd? Die Here bring die waarheid van die woord
na mense toe en sê, maar dit is die waarheid, Paulus skryf briewe aan die Korinte, en hy sê die briewe moet onder die verskillende gemeentes verdeel word, en ek is oortuig dat Thyatira het die briewe gekry van 1 Korintiërs 11, wat sê, 'n vrou moet haar plek ken, maar sy het haar nie bekeer nie. Wat is daai bekeer? Kom in lyn met God se opdrag. Hoekom sê julle vir my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? God se woord is die gesag. Christus is die gesag. En Paulus bring die woord van God, en Petrus bring die woord van God, en al die apostels bring die woord van God, en daar's 'n gesagsposisie. Petrus het gepraat oor die rol van die vrou, Jakobus het gepraat oor die rol van die vrou, Johannes het gepraat oor die rol van die vrou, Paulus het gepraat oor die rol van vrou. Dit was maklik om te sien. Maar sy het haar nie bekeer nie. Vers 22. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed. En die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Nou, wat is die siekbed? Nou moet ek 1 Korintiërs 11 aanhaal. Want jy sien, dit is die probleem. 1 Korintiërs 11, die gedrag van die vrou in die gemeente, kry ons van vers 2 af. Goed, ek wil dit nie nou lees nie, maar gaan lees dit. Gaan lees, wat is die rol van die vrou in die gemeente? En dan, net daarna, dan kry ons ongereeldhede in die liefdemaal in die gemeente, en die liefdemaal is die woord van God. En wanneer ons met die woord van God werk, is daar 'n sekere orde. En mense eet op 'n verkeerde manier hierdie woord van God, en dan bied hulle dit op 'n verkeerde manier aan. En dan sê hy, en dis die gedeelte wat ek wil aanhaal. Want so dikwels, vers 26, 1 Korintiërs 11:26, want so dikwels as julle hierdie brood eet, met ander woorde as julle met die woord van God besig is, en hierdie beker drink, die beker is die Heilige Gees, wat die bloed van die lam is, wat Christus se bloed is, in sy bloed was die Heilige Gees, want hy was gewek deur die Heilige Gees. Verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En nou sê hy in vers 27, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, hierdie woord eet, of die beker van die Here drink, die Heilige Gees, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Nou, jy moet beproef die woord eet, en jy moet dit op 'n beproefde manier deur die Heilige Gees, maak seker dat jy die Heilige Gees vra om te sê, Heilige Gees, is ek besig met waarheid, of is ek besig met my eie vleeslike interpretasie van die skrifte? En dan sê hy, want wie op onwaardige wys, so die beproefdheid lê in waardigheid. Wat maak dat ek met die woord waardig werk, is wanneer ek met die woord werk onder leiding van die Heilige Gees, nie onder die leiding van mense nie, nie onder die leiding van 'n vals profeet of 'n vals profetes nie, maar onder leiding van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees vir jou werk, is ek besig met waarheid al dan nie? En dan sê hy, want wie op onwaardige wyse eet, wat is onwaardig? Waardig is geregtigheid, onwaardig is ongeregtigheid. Wie op ongeregtige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Wat beteken dit? Dit beteken, daar waar die ware liggaam is, daar sal waarheid gebesig word. Daar sal geregtigheid gebesig word. En daarom, jy kan nie sommer net by enige kerk instap en omdat hulle sê hulle is Christene, aanvaar hulle is Christene. Jy kan dit nie doen nie. Want die punt is hulle besig met geregtigheid of is hulle besig met ongeregtigheid? En nou sê hy, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap, is al geestelik dood. Daar's onder hulle swakkes en sieklikes, en dis presies wat die Here hier sê, ek sal haar op 'n siekbed werp.
Met ander woorde, almal wat na Isebel luister, na 'n vroueprediker luister, sal hy op 'n siekbed werk. Wat beteken dit? Hy sal sorg dat jy geestelik siek raak en dat jy geestelik afvallig raak en dat jy uiteindelik geestelik sterf. Omdat jy weet wat die woord sê dat 'n vrou nie 'n prediker mag wees nie. Dis duidelik. Hy sê nie daarmee dat sommige vrouens mag preek nie. Hy sê, die woord sê geen vrou nie. En hierdie vrou het haarself aangematig dat sy 'n profetes is, terwyl die woord sê geen vrou mag 'n profetes wees nie. En nou gaan jy kan daaroor argumenteer totdat jy blou is in jou gesig. Want dan gaan ouens wees, hulle gaan sê, ja, maar wat van in die Ou Testament het ons 'n vrou gehad wat sy was 'n rigter gewees. En dan gebruik, en moenie daar gaan nie, want dit is net jou eie hart wat jou mislei. As jy wil hê daar moet vroue predikers wees, sal daar vir jou, dan kan ek vir jou 1000 plekke in die Bybel uithaal waar die vrou se rol onder 'n onderdanige posisie is, maar jy sal dit nie vat nie, want jou hart het jou mislei. En hy sê dit. En dan sê hy, en die wat met haar oorspel bedryf, met haar, en elke vrou wat 'n prediker is, en ons het 'n groot ene wat in Amerika sit, wat die hele wêreld se vroue mislei met prediking, maar sy's 'n vals profetes, sy's nie 'n profetes nie, en dan sê hy, in groot verdrukking. Wat is daai groot verdrukking? Want jy sien, dis die ander leuen. Die groot verdrukking gaan kom en ons almal gaan koppe afgekap word en dis die tyd van die groot verdrukking. En daai groot verdrukking is 'n geestelike verdrukking wat oor mense kom. Jy word mislei met die woord en daar's baie groot verdrukkers in ons tyd. Baie Christen profete, vals profete, want Jesus sê, wat is die groot verdrukking? Dis die verdrukking wat oor die kerk gaan kom, wat verdruk word deur valslering. Nie verdruk word deur fisiese vervolging wat gaan plaasvind nie. Die verdrukking gaan oor valsleringe wat oor die liggaam gaan kom en mense gaan meegesleer word deur allerlei valsleringe. As hulle nie van hulle werke bekeer nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy dalk eerste keer hierdie woord hoor, as jy na die valsleraars luister, wat vir jou allerhande vleeslike goed opdis, dan is hy besig om jou te verlei, hy verdruk jou en jy moet jou bekeer, jy moet draai na die waarheid toe. En ons kan nou begin name noem van valsleraars. Ek meen, dan is omtrent elke tweede naam wat jy aan kan dink 'n valsleraar. Goed. So ek gaan nou nie daar gaan nie. Vers 23. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. Jy sien, die Here sê, as jy na die valsprofete en die valsprofetesse gaan luister, gaan die Here jou doodmaak. Hoe? Geestelik. Jy gaan nie fisies doodgemaak word nie, jy sal geestelik sneuwel, en dit is hoekom hy sê in 1 Korintiërs 11, waar hy sê, en sommige het al ontslaap. Jy sal geestelik ontslaap, jy sal doodgaan. En dan is daar vir jou geen redding oor nie. Dan is jy weg. Daar is nie 'n plek van omdraai nie. En al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. God kyk na jou hart en wat is die niere? Niere is jou mental faculty, sê die Engelse vertaling. Dis 'n mental faculty. Daarom sê hy in Efesiërs, of ek is nou nie seker of dit Efesiërs sê nie, hy sê, omgord die lendene van jou verstand. Omgord die lendene van jou verstand. Ek dink is Efesiërs 6, ek is nie 100% seker nie. Ja, staan dan vas, die lendene met die waarheid omgord, maar op 'n ander plek, dan, ek dink is 1 Petrus 1, 1 Petrus, ek is nou nie seker wat die adres is, maar kom ons kyk gou 1 Petrus 1 vers 13. 1 Petrus 1 vers 13 sê, daarom omgord die lendene van julle verstand. Met ander woorde, dit is daai mental faculties.
Hy sê, en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat die niere, wat die lendene is jou niere, die plek waar jou niere sit. Want wat doen die niere op die fisiese liggaam? Dit suiwer uit dat jou liggaam nie vergiftig word nie. Die niere suiwer al die onsuiverhede uit, laat dit nie in jou liggaam opgeneem word nie. En the mental faculties, so jou verstand moet die woord vat en jy moet die Heilige Gees vra om te suiwer. Voordat dit in die liggaam van Christus gebesig word, moet ons seker wees dat die wat praat, dat hulle die waarheid spreek. En jou verstand gaan jy nodig hê, want jy moet jou verstand apply om die woord van God te onderskei deur die werking van die Heilige Gees en waarheid, sodat dit nie in jou hart inkom nie. Want kom ek gou vir jou sê, as jy enige ding wat vir jou gespreek word deur een of ander prediker, en jy gebruik nie die woord om dit uit te suiwer vir jou, dat dit nie in jou hart ingaan nie, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek sê nou vir jou, dis die probleem met die mens, hy doen nie genoeg selfstudie uit die woord uit nie, hy vat alles wat vir hom gesê word, en dan sê hy, nee wat, dit is waarheid, en nou word jou hart besoedel, en dit wat jy by ander hoor, by die vals profete woord, word jou waarheid. Maar jy sien, jou eerste en jou laaste werke is belangrik. Jy moet die woord ondersoek, en die woord sal vir jou sê, of dit wat hierdie ou sê die waarheid is. Weet jy wat is die slegte deel? Wat vir my so hartseer is wanneer ek by geleenthede met ouens praat, wat ek weet hulle is mislei, soos wat hier van Isebel gepraat word, en jy sê vir hulle, luister, dis nie die Here nie, dis nie die waarheid nie. Kom ek verduidelik vir jou, kom ek wys vir jou die skrifte. Dan sê hy, ek wil nie eers na jou luister nie. Hy wys jou weg nog voordat jy begin het om met hom te praat. En dis hartseer. Dis hartseer. Weet jy wat, ek verwag nie, jy moet my glo nie. Ek sal jou na die woord toe vat en jou wys dat hulle leenaars is. Maar hulle wil nie. Hulle wil nie eers na jou luister nie. Net soos wat hulle na Christus nie geluister het nie. Hy het vir hulle probeer verduidelik. Hy het vir die Fariseërs gesê, maar hulle wou nie luister nie. Goed. Pas op, dat jy nie by die punt kom, waar hy sê, hy werp jou op die siekbed, saam met jou leraar wat jy na luister nie. Hy gaan jou op die siekbed los. As jy nie jou bekeer nie, los hy jou daar, waar jy sit en luister na sy nonsens. Goed. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En dit is die ander waarheid. Die ander waarheid is as jy die werke glo van 'n vals profeet, dan word dit jou werke en dan gaan jy daar volgens geoordeel word. Jy gaan nie jou vals profeet kan veroordeel en sê, maar hy het vir my gelieg nie, want jy sit en luister na hom. Hou op om na hom te luister. Hou op om na jou vals profeet te luister. En vra vir die Here, is hierdie ou in waarheid of is hy besig om aan leensaamheid te verkondig? En as jy nie weet nie, dan is dit tyd dat jy die woord self begin ondersoek om te kyk of dit wat hy sê waarheid is. Goed. Vers 24. En ek sê vir julle en die ander, en daai julle is almal wat bereid sal wees om te luister na die waarheid. Ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie. Almal wat nie die leer van Isebel het nie. En die wat die dieptes van die Satan soos hulle, daar moet staan soos hulle praat, daar moet nie staan soos hulle dit noem nie. Wat is die dieptes van die Satan? Weet jy wat? Vals leringe is die dieptes van die Satan. Want dit wat hulle praat is die dieptes van die Satan. Dit wat die Fariseërs gepraat het is die dieptes van die Satan. Jesus het vir hulle gesê die duiwel is julle vader. En vals profete praat uit die mond van die Satan uit. Soos hulle praat, nie soos hulle dit noem nie. Die dieptes van die Satan kom van die woorde wat die Satan gee deur mense mond. Die vals profete, vals leraars, vals evangeliste praat uit die mond van die Satan uit. Nie uit die mond van Christus uit nie. Al gebruik hulle die woord van God, dit is die woorde van die duiwel. Wat die dieptes van die Satan soos hulle praat nie leer ken het nie. Maar ek wil vir jou sê, hou op om na die vals leraars te luister, en as jy nie weet of hy 'n vals leraar is nie, gaan kyk na die
Daar's tekens van valsleraar. Wat is die teken van 'n valsleraar? Hy het 'n groot following. Hy het baie mense wat na hom luister. Dis die eerste teken waarna jy moet kyk. Hoe meer mense hom volg, hoe banger moet jy vir hom wees. Die tweede ding wat jy moet voor bang wees vir 'n valsleraar is as hy preek om jou ore te streel. Dis die tweede ding. Wat is die derde ding? As hy ryk is, as hy hierdie fancy klere aan het en alles. Jesus het gesê, hy het die valses in sy tyd, wat die priesters was, het hy vergelyk met Johannes die Doper. Gesê, kyk hoe lyk Johannes. Johannes lyk na niks. Hy sit daar in die veld, hy eet sprinkane en hy eet deuning jy gaan nie hom sien dat hy in Jerusalem rondwandel met 'n fancy toga aan nie. En ek wil vir jou sê, daar's sekere goed wat dadelik vir jou moet uitwys wie is hierdie vals profete en vals profetesse. Dis hulle is lawaaimakers, hulle praat, hulle het al die antwoorde, hulle buig nie voor Christus nie, hulle word Christus hulle self, hulle praat nie meer oor hom nie, en hulle praat oor al die wondertekens en goeders wat hulle doen, en al die mense wat hulle bereik, en hoeveel mense het hulle wat hulle volg, en alles wat hulle bereik. En dit gaan lankal nie meer oor Christus nie. En dan sê die Here hier, ek sal op julle geen ander las lê nie. Nou daai las ding, dis 'n lering vir 'n ander dag. Maar jy kan gaan kyk in Handelinge. In Handelinge is daar 'n hele ding oor wat se laste moet nie gelê word op die heiden volke nie. En ek het nou nie die ek wil nou eintlik daai skrifgie aanhaal wat sê ek lê op julle geen ander laste nie. En want dit was nou die ding in daai tyd gewees waar hulle die Christene wou besny. En dit was toen in daai tyd 'n geweldige ding. Hulle het gesê maar die Christene moes besny word. En dan kom Paulus in en Paulus sê vir Petrus hulle, nee, maar dit wat julle nou doen is verkeerd. Julle kan nie nou dit doen nie. En dan hou hulle 'n vergadering. Hulle gaan af na die apostels toe en hulle hou 'n vergadering daaroor en dan neem hulle 'n besluit wat sê ons sal op julle geen verdere las plaas nie. Ek het nou nie die skrif nie, ek is nou jammer, ek moes eintlik daai skrif aangaan, maar geen ander las nie. Met ander woorde, Christus het nie gekom om laste op mense, neem my juk op julle, sê Jesus, want my juk is sag en my las is lig. So, dis nie een of ander godsdienstige gebruikies wat ons nader aan Christus bring. Jy moet nou eers dit doen, en as jy dit gedoen, moet jy dat doen, en as jy jy moet nou eers gedoop word so, en gedoop word sis, en jy moet dit ontvang, en jy moet dat ontvang, en allerhande goedjies wat ons op mense plaas. Ek sal op jou geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat jy het totdat ek kom. Die Here is gemaklik dat ons nie noodwendig al die waarheid sal hê nie en al die openbaringe van die waarheid sal hê nie, maar hou net vas. Hou net vas aan die bietjie wat jy het, as jy dan net 'n bietjie het. En dit is belangrik. En ons stap saam met die Here. Sorg net dat jy net aan waarheid vashou, al is dit 'n bietjie waarheid. Al is dit net 'n bietjie waarheid, hou net vas. En moenie allerhande ander goed bybring nie. Goed. Hou net vas totdat ek kom. En die Here kom vir jou. Op een of ander stadium. Elke mens, die Here kom vir elke mens. Of dit nou is, terwyl jy al in jou graf lê, en of dit is terwyl jy nog hier is, die Here sal kom vir elkeen van sy kinders. Maar hou net vas aan die waarheid. Moenie meegesleer word deur allerhande winde van lering nie. En dit is baie belangrik. En ek sê weer, al het jy net 'n bietjie waarheid, hou vas aan daai waarheid, maar maak seker dis waarheid. Maak seker dis nie 'n leuen nie. Goed.
En aan hom wat oorwin, vers 26, Openbaring 2, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Nou, wanneer dit nou gebeur, ek dink in die uur waarin ons leef, gee Jesus reeds gesag aan die wat die waarheid het, om ander ouens se valsleringe te verbrysel. Want valslering is erdewerk. Met ander woorde, dit wat ek gebruik uit die evangelie uit, om mense te sê, dat Christus het aan die kruis gesterf, sodat jy in hierdie lewe 'n lekkerder lewe kan hê. Dis erdewerk. Dit is goed wat moet vergaan. Jy kan nie die woord van God gebruik om vir mense te sê, nee, die Here wil jou seën en die Here wil vir jou die beste hê en hy wil net hê jy moet prosper, en dis erdewerk. Dis goed wat verganklik is. Hy wil aan my en jou die onverganklike gee, en daarom moet ons vashou aan sy werke. Christus het nie in sy vlees vir jou en my sondes gesterf, sodat ek en jy in ons vlees kan lewe nie. Dit maak nie sin nie. Hoekom sal hy sy vlees opoffer om jou vlees op te bou? What's the point? Hy het sy vlees geoffer sodat hy jou, en dis waaroor die opstandingslewe in Christus gaan. Waaroor gaan die opstandingslewe? My opstandingslewe is in die hemel. Bedink die dinge daarbo, sê Kolossense. Bedink die dinge en Filippense. Ons moet fokus op die dinge daarbo, want dis waar ons erfenis is. Ons erfenis is nie in hierdie wêreld nie. Ek is nie in hierdie wêreld gelos as 'n Christen om 'n beter Christen in hierdie wêreld te wees nie. Ek is hier om te leer verstaan waaroor gaan my ewige erfenis, en om almal te help om hulle ewige erfenis te ontdek, en dit is gees. Dis 'n geestelike erfenis. Hy sê en die erdegoed word verbrysel. Hoe word dit verbrysel? Ek het dit al hoeveel keer, en ek het dit al 'n paar keer gesê, en ek gaan dit weer sê. Ouens wat na my toe kom en die woord op 'n vleeslike manier wil hulle hê, maar dit is, en dan wys ek vir hom die waarheid van die woord, en dan verdwyn hy jy kan sien jy het hom verbrysel. En dan sê jy vir hom, maar kom ons kyk na hierdie woord, en dan sê, glo jy maar wat jy wil, ek glo wat ek wil. En dan het sy argument val dit is soos 'n ballon wat afblaas, en dan gaan lê daar iewers op die grond. Want weet jy wat? Dis wat gebeur. Dis wat gebeur met ouens wat met erdegoed besig is. Die oomblik as jy met waarheid na hom toe kom, dan het hy niks om te sê nie. Dan loop hy weg, dikmond weg, en jy sien hom nooit weer nie, want hy het geen teenargument teen jou nie. Jy het hom verbrysel. Jy het sy ballon afgeblaas. Jy het nie inteendeel nie, jy het dit gepop. Daai ballon het gebars en hy het niks om te sê nie, want dit was uiteindelik net 'n sak wind. Want die waarheid van die woord sal altyd die erdegoed verbrysel. Ek slaan stikkend dit wat jy glo. Dit is wat jy sê is nie Christus nie. Dis stof. Dis hoekom hy praat van dis stof. Dis hoekom ek Maleagi 4 gelees, dit is stof. Die mens is soos gras. Hy so 'n heerlikheid, en hy so mooi, en dan het hy 'n blom van die gras, en dan verwelk hy, en dan is daar van hom niks oor nie. Want jy sien die heerlikheid van die mens. Hy bou homself so op, en hy so, kyk het hoe kragtig lyk hulle. Kyk het sy pak klere wat hy dra, en kyk het sy aanbieding. Dit is so indrukwekkend, maar dis wind. Dis wind in 'n ballon, en as jy hom net liggies prik met waarheid, dan bars hy net. En dan is daar van hom niks oor nie. Vers 28. En ek sal hom die môrester gee. Ek sal hom die môrester gee. Wat is die môrester? Christus is die môrester. Hy is die een wat die lig op alles laat skyn. Het jy al, ek wil gou net
'n beeld gou by jou los en dan maak ek klaar. Die beeld van die môrester. Weet jy wat gebeur net voordat die son opkom? Dan as jy buite toe gaan, dan is dit nog donker buite. En dan sien jy daar in die hemel, daar sit, en hy so helder, die môrester. Maar weet jy wat? En dis wat ek lees in Maleagi 4, en die Here het nou Maleagi 4 hier opgelig, nie ek het nie Maleagi 4 was glad nie in my voorbereiding gewees nie. Maar weet jy wat sê in Maleagi 4? Hy sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing wees onder sy vleuels, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Want weet jy wat, wanneer die môrester uitkom, net nadat die môrester uitgekom het, dan kom die son van geregtigheid uit. Weet jy, het jy al gesien, as jy in die oggend opstaan, as jy nou voor die sonsopkoms, ek staan elke oggend voor die sonsopkoms, staan ek op. Lank voordat die son uitgekom het, is ek aan die gang met die Here. En weet jy wat, en is baie keer gaan ek buite toe, want ek sit die watersproeiers aan in my tuin en goed. Dan gaan ek uit buite toe, en dan sien ek die môrester, en dan is dit donker buite, en dan moet ek met my selfoon se flits loop, dat ek nie goed vasloop nie, om by die krane uit te kom. Maar 'n rukkie later, as ek weer uitgaan, dan het die son uitgekom, en dan het ek alles, dan het die son van geregtigheid opgekom, en ek bedoel nie die son is die son van, ek sê net, dit is vir die beeld. Die beeld is, eers die môrester, en dan die son van geregtigheid, en dan kan jy duidelik sien, want jy sien, jy het die môrester nodig, om duisternis te oorweldig, sodat jy met die lig, die son wat opkom, dat jy alles kan sien in die woord van God, wat jy moet sien, en daai sien is die lig, wat die woord is die lig. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Jy sien, ek het die flits dan nie meer, as die son opgekom het ek nie meer die flits nodig, dat ek nie in goed vasloop nie, dan kan ek duidelik sien, en dit is die son van geregtigheid. Die woord is vir my 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my voet, dat ek nie struikel nie. En ek wil vir jou vra, moenie struikel oor misleiding wat oor die wêreld, oor die kerk gekom het. Moenie daaroor struikel nie, gaan na die lamp toe, gaan na die woord van God toe, want die woord sal jou rig in waarheid. En dan sê hy, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek wil dit weer sê, hierdie woorde kom in al 7 die briewe voor. Al 7 die briewe sê, wie 'n oor het, presies hierdie woorde, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.